huis van die Here te wees? En het is altyd lekker in die huis van die Here. Jy kan sit lekker neer, of elkeen van ons sê baie welkom. Ja, ons vakantietijd, ons kan het sien in ons getale, maar ons is nog steeds dankbaar en blij om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Wie van u het lekker nat gereën vanmorgen? En dit is 80%, 90% van ons het goed nat gereën vanmorgen. Ek was so net na 7 by die kerk, toe moes er 'n haardbroer gaan kry om my droog te blaas vanmorgen. Maar ons was dankbaar om blij om saam hier te wees. As jy Bybel saamgebring, baie gerus saam na Mattheus die 2de hoofstuk toe. En as ek vanmorgen my boodskap moet die titel gee, sal het wees om te kry wat ek nie gesoek het nie. Kom ons kyk. Hy sê in Mattheus 2 vers 2, hy sê en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het 'n ster in die ooste gesien en gekom en om hulde te bewys. En toe Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanmorgen sal inkom, ons harte sal aanraak, Here, om van ons toe die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan, dat die vanmorgen vir ons sê, is my gebed in die kostbare naam van Jesus, en ek dank jy daarvoor, en die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie met jou gesels oor, dis nogal snaaks, het jy iets verloor, wat jy begin soek het, soos jou kars geskreeuw, ek meen, dis nogal 'n ding wat, ek nou nog my bron gesoek, ek kry hom nie, ek moes 'n ander bron laat maak, want ek kry nie my bron nie, en ek weet hy is ergens, en die ergste van ons is, nou volgende keer as my karsleer of iets weg is, en ek begin raak weer te soek, na dit, gaan ek kry dit wat ek nie gesoek het nie, en dit al met jou ook gebeur, want jy trek ons laai oop wat jy nooit optrek, en dan kry jy dit daar, nou ek wil vir ons 'n bietjie met jou praat oor om te kry, wat jy nie gesoek het nie. Het is nogal interessant dat Jesus met sy geboorte en wyse man uit die ooste uitgekom, en die Bybel sê dat by Herodes aangekom en hom gevra, sê vir ons, waar is die koning wat gebore is? En hy wil weet, hoekom sê hy, die koning gebore is, ons het die ster gevolg, en as gevolg van dit het ons gesien, dis in Bethlehem, en ons wil weet, wie is die koning wat gebore is? En het is baie interessant dat hier die wyse manne het nie geloop nie, hulle het gereis, sê die Bybel, so hulle kom van 'n ver plek af, dis nie net loop nie, hulle moes miskien bootry, hulle moes sekere dinge doen, om te kom waar hulle is, en dan te sê, ons is op soek na die koning. En dit is my so interessant om te soek na die kind wat gebore is, die babiekie. En het is baie interessant dat toe hulle daar in Bethlehem aankom, hulle sien hierdie ster wat ook in die krib hang, toe stap hulle in, en toe kry hulle nie waarvoor hulle gesoek het nie. Jy sien, hulle het 'n babiekie kom soek, wat hulle gedink het, dit gaan die volgende koning van die Jode wees, maar wat hulle eintlik kon kry het, is hulle het 'n antwoord gekry op elke probleem, op elke situasie, op elke tekortkoming in ons lewe, want sy naam is Jesus. En dadelik, toe ek hierdie gedeelte lees, toe begin het by my op te kom, dis nog ons snaaks dat daar baie plekke in die Bybel is, waar hulle na iets gesoek het, by Jesus en iets anders gekry het. Ek weet of jy ooit aan gedink nie, want hulle kom by hom, dan soek hulle iets by hom, maar hulle kry iets anders. Is nog ons snaaks op 12-jarige ouderdom met Jesus weggeraak. Verskoon toch, die Bybel sê, hulle was op pad in die stad uit, en 'n dagreis ver, kom hulle agter, maar Jesus is nie by. En hulle het besluit, maar hulle gaan moet omdraai, en hulle moet hom gaan soek. Hulle moet gaan kyk, waar is hierdie jong seun, waar is hy nou weer? Speel hy ergens, het hy vastgebrand? Jy weet, ons is mense, ons geneig om soveel dinge te visualiseer, dinge te soek, en dadelik toe hulle in die stad inkom, toe begin hulle te kyk, waar hulle laas gespeel het, waar hulle seker goed gedoen het, maar die plek waar hulle hom kry,
om te sien, hulle soektog het geëindig, maar hulle het nie gekry wat hulle soek nie. Dis interessant, dat toe hulle die vrou voor hulle kom neergooi het hulle 'n judge gesoek. Hulle het iemand kom soek, wat sê, ja, of ons net van Moses, wat so'n klippe doodgegooi word, so, tel op die klippe laat ons gaan. Is interessant, dat dit wat hulle gesoek het, was iemand om te veroordeel. Dit wat hulle gesoek het, was iemand om goed te keer, dit wat hulle gaan doen. Is dit nie interessant, dat ons baie maal precies dieselfde is nie. Ons wil sekere goed doen, maar ons soek eers goedkeuring. Ons wil mense moet eers kan sê, ja, dis reg, of weet jy, ek dink dis 'n goeie plan, of voordat ons begin, want ons is te bang om te begin, want ons weet nie wat die uiteinde gaan wees nie. Ons is te bang om te sê, ons dink dis wat gaan gebeur. En dadelik toe ek dan gaan sit en dink, toe dink ek by myself, is dit nie interessant, dat hulle soek na 'n judge hier. Hulle soek na iemand om te sê, ja, die wet sê, gooi haar dood met klippe, so gou vir dit nie. Maar wat sê hy? Hy sê, as jy sonde is, gooi asseblief die eerste klip. Kan ek dit vanmorgen vir jou sê? Nie ek of jy is vanmorgen sonder sonde nie. Nie ek of jy kan vanmorgen 'n klip optel teenoor 'n ander persoon nie. Waarom nie? Want ons leef nie in hulle skoene nie. En dadelijk toe ek dan gaan dink, toe dink ek, they were seeking for a judge. Maar hulle het iemand gekry wat vir hulle gespreek het. Is dit nie baie maal wat met ons in ons lewens gebeur nie? Ons is altyd op soek na iets anders. Ons is op soek na iets beters. Ons is op soek na iets groters. Ons is op soek na iets sterkers. Ons is op soek na sekere dinge. En dan baie keer kom dit, dan is dit heeltemal die teenoorgestelde van wat ons soek. Ek het mooi gaan sit en dink hieroor. Want ek het gaan sit en kyk dat toe Petrus in die water is en hy vra vir hom, kan ek op jou boot klim om van die boot af te bedien, want die skares was besig om die water in te dryf. Toe klim hy op die boot en hy staan en hy bedien die skare en hy soek, hy is op soek na iemand wat net kan medelee hê met sy slegte nag. So ons snaaks, het jy agtergekom, as jy met mense praat, jy vraag van, hoe gaan het meer? Nee, ag, wie so lyk, en jy sê, wat is fout? Nee, ek het 'n slegte nag gehad. Hoekom, wat is fout? Ons soek daai, ek wil ons sê dat meer leie, daai shame, sterk ons dink aan jou, daai gevoel van, ag iets, morgen ons moet nie slaap vanavond beter, jy weet, of daai, ons daai positieve ouers, wat altyd, ag, morgen skyn die son weer, dis goed, dis hoe het moet wees. Maar dadelijk, toe kom het by my op van Petrus, is weer stom, en niemand sien raak die nood waar my is nie. Want wat soek hy? Hy soek net 'n paar visies om te gaan verkoop. Hy soek net, hy het die hele nag hard gewerk. Nou, ek weet nie of weet jy hoe dit voel om die hele dag te werk en die betaling te kry vir dit nie. Gaan werk vir jou baas vir die werk. En dan werk jy die hele dag en as jy klaar is, dan sê hy betaal jy nie vir vandag nie. Ga jy tevrede wees? Nee, en dis presies hoe Petrus hier moes gevoel het, want hy het die hele nag gewerk om vis te vang en nie een vis gevang nie. En dadelijk, toe Jezus op die skei is, en hy is bezig om te preek, dis het Petrus mama sê, net en recht maak, en hy is bezig om dit raad te doen, terwijl hy luister na die prediking van Jezus. En toe Jezus hierdie mense klaar geleer het, toe sê hy vir hom, vaag my so'n bietjie dieper uit, toe sê hy, ons in die heel nacht visse van niks geval. Toe sê hy, doe dit net vir my. En dadelijk kom het in my hart op, daar is baie kere wat ons sekere goed doen, en jy doen het al soos 'n gewoonte, soos 'n ritueel, jy weet precies wat jy doen, jy weet hoe om het te doen, en dan baie keer, dan verwag ons 'n massive uitkoms. Ons kan nie 'n massive uitkoms kry, as ons dieselfde goed oor en oor doen nie.
En hier staan Petrus op die boot en die Here sê vir hom, gooi vir my jou net na die ander kant uit. Gooi jou net uit. Petrus sê, Here, ons het die hele nag niks gevang nie. Mag ek sê, ek dink met Jesus ons sê, ach, shame, Petrus, dis nie lekker nie. Ah, shame, jy niks gevang nie. Hoe is vissermanne? Ons hulle vang so visje, as hulle nie, so hier. Wat doen hy? Hy sê vir hom, gooi hom net in die ander kant uit. Here, ons gooi dit altyd in die, hy sê, gooi dit net in die ander kant uit. Here, ons is so gewoond dat ek nie gooi dit in die ander kant uit. En dadelijk, toe hulle die net uitgooi, sê die Bybel, dat hulle soveel gevang, dat hulle vriende moes nader roep, want hulle boot was besig om onder te gaan, as gevolg van die hoeveelheid vis, wat jy moes inlaai. Kan ek maar vandag vir jou sê, Petrus het verwag om 'n teacher op die boot te hê. Hy het nie verwag om 'n visserman te hê nie. Hy het nie verwag om iemand te ken wat die water lees nie. Ek is iemand wat, ek hou nie baie van varswater visvang nie, dis vir my dood en vervelend. Maar los my met die see. Ek sal vir jou ure staan met visvang met die see, want ek raad. Maar kan ek vandag vir jou sê, dat sekere goed wat ek toe begin leer het, saam met die vissermanne, saam wie ek vang. En dit is, daar is maniere wat ons die water moet lees. Ons gaan staan op 'n sekere plek, dan kyk ons hoe die water inspoel. Ons sê, okay, daar's 'n gat en daar's 'n gat, en daar's ons 'n sloep wat die vis in hardloop, en daar's 2 ribbe, so as jy tussen hierdie sandbank en daai sandbank vang, behoort jy iets op te tel. Maar sekere goed wat ek toe geleer het, hoe om die water te begin lees, en om daai goed te doen, en daarin begin ek te besef, dat Petrus het nie besef nie, want hy het geweet hoe die stroke en hoe die water dalk loop, maar hy het nie besef, hy die een wat hemel en aarde geskaap het, saam met hom op die boot nie. So sy verwagting was om 'n teacher te kry, en sy verwagting was om dit te kry. Maar wat kry hy toe? Hy kry iemand wat meer weet oor sy werk as hy self. Kan ek vir jou sê, daar's niks lekkerder as om vanmôre iets te kry by iemand wat beter is as jy nie. Ek is mal oor om baie keer 'n seminar en goed te gaan hoekom, want die ou wat ek na gaan luister, weet meer as ek. En dis baie keer baie interessant, want ek leer by hom. En daarom kom het nou my op, is dit nie presies hoe dit was met Jesus nie. Hy het gekom om 'n Jood te kom kry, maar wat hulle gekry het, was die koning van die konings. En wat hulle gekry het, was die een wat gebore was in 'n stal, soos wat die profete gesê het, maar baie meer doen as wat ons dink. En toe moes ek mooi daaroor gaan sit en dink, en ek wil begin klaarmaak asseblief. Want wat ek toe begin sien het, is hulle het op 'n stadium na Jesus te gekom en hom begin soek, want die dogtertjie was siek. Hulle het 'n geneesheer gesoek, maar hulle het nie besef, hy was nie net die geneesheer nie, maar hy is die krag oor graf, hel en dood. Hy het die krag om te sê staan, en hy kan dit oprus. Hy het die krag om te sê, Tabitha Kumi. Gewoonlik as iemand dood is, dan vra of die pastoor net 'n gebed sal doen saam met die familie. Ek dink dit was die verwagting. So is klaar dood. Kan hy maar net bid asseblief. Vir 2 dae gaan staan. Ek kyk op te sien hy. Is iets hier wat ander nie sien nie. Kan ek het vandag vir jou sê, baie keer gaan staan jy by jou omstandighede, by jou huwelik, by jou gesondheid, by jou finansies. Dan voel jy, it's over. Dis te laat.
dit kan nie meer nie. Dan kom staan Jesus by dit. En dan verander hy alles in 'n oogwink. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Ek wil jy moet regtig mooi luister. Jou omstandighede, jou probleem, is jy op soek na 'n antwoord. Maar ek wil hê jy moet vanmôre begin soek na 'n antwoord nie. Ek wil hê jy moet begin soek na Jesus. Daar was 'n oggend wat hulle hom in 'n graf gaan soek het. Want die ondenkbare het gebeur. Hy is dood. Die ondenkbare het gebeur. Want wie wat is die slegste van alles? Hy was nie eens gekroon as koning van die Jode nie. Hulle wou, maar net nie. En hier lê hy in 'n graf. Hy is dood. Niemand dink eers meer daaraan nie. Die drome, die ideale, die goed wat ons het vir mense, is dood en lê begrawe. En al wat hulle kom soek het, was 'n liggaam. Toe kom smeer met olie en name salf. Maar wat hulle gekry het, was 'n leeg graf. Wat hulle gekry het, was 'n verreëse Jesus. Wat hulle gekry het, was een wat opgestaan het uit die doodheid en grafhel, die dood oorwin het, sodat ek en jy vanmôre kan lewe. Lewe oorvloed kan hê. Kan ek maar vanmôre vir jou sê, en wat raak jy moet baie mooi luister wat ek sê. Ek het gaan kyk en baie keer of amper elke keer wat hulle Jesus gaan soek het iets anders gebeur. Soos jy vanmôre wag vir 'n wonderwerk om te gebeur, of jy wag vir 'n antwoord op die probleem, soek Jesus. En iets anders gaan gebeur. Stoor, waarvan praat jy? Dis daai iets anders wat lewensverandering bring. Dis daai iets anders wat jou 'n ander uitkyk gee op jou lewe. Dis daai iets anders wat jou 'n ander denkrigting begin gee. So waarvan praat jy? Ek praat daarvan dat in my donkerste ure het ek 'n antwoord gesoek en niks gevind nie. Maar toe ek by Jesus kom, toe verander my duisternis na lig. My hartseer na vreugde. My eensaamheid na blydskap. Te verander my tekortkominge na sy grootheid. Te verander my te min na te veel. Ek weet nie van jou nie, maar ek is op soek na Jesus. Ek soek nie meer waarna ek gedink het nie. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. Ek wil nie iemand moet rondkyk vanmôre nie, asseblief. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, ek het al na soveel dinge gesoek in my lewe. Ek het al soveel antwoorde gesoek. Soveel dinge probeer kry. Here, ek is nog. Vanmôre wil ek soek na U.
in my soek na hom, sal ek kry iets wat lewensverandering is. Iets wat groter is as ek. En daarom wil ek vanmorgen vir jou vraag, as jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek is so jammer, ek soek 'n antwoord. Ek wil daarvan vergeet, ek wil nie begin soek. Steek op jou hand na God en saam toe bid vanmorgen. Dankie vir die handen wat reg voor die vergadering opgaan. U vraag as jy hand opgestuurd, sal nie samen opstaan. Ek wil graag saam jou bid, asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Here, kom vanmorgen na u toe, omdat ek vanmorgen besef, ek soek na die verkeerde dinge. Here, ek wil vanmorgen kom en bely en sê, ek soek al so lang na antwoord, en ek wil die vraag, Here, vergewe my. Ek het nie 'n antwoord nodig nie. Here, ek is so lang al wat ek soek na uitkoms. Here, ek wil vanmorgen bely, ek het nie uitkoms nodig nie. Here, ek soek al so lang na 'n rede, en ek wil vanmorgen bely, ek het nie 'n rede nodig nie. Al wat ek vanmorgen nodig het, is Jesus. En Here, ek wil begin soek na dit wat belangrik is. Daarom wil ek vanmorgen bid, Here, kom maak my toe met die kosbare bloed. Kom reinig my van al my sondes en al my ongerechtighede, Here. Ek is soekend na U. Here, ek is soekend na U vanmorgen. Ek wil U loof, ek wil U prys, en ek wil U verheerlik, en ek wil vanmorgen sê, Here, baie dankie, daar is niemand soos koning Jesus nie. Aan hom kom toe al die lof, en al die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, amen, en die sitplek neem. Ek het nog 'n baadjie aangetrek, wat ek in die winterlaas aangetrek het, want dit is mos somer, dit is mos lekker. En hier wat is die amazingste van alles, toe ek by die baadjie aan het, toe loop ek lekker rond, amper die hele dag, en toe ek daar by 'n plek instap, toe druk ek my hand so die sak. En die had ek R500 het. En dacht, wauw! Je weet, dit was nie wat ek gesoek het, maar well done. Ek meen, dit is elke dag met die R500 in jou sak kry. En ek gaan sit en dink, ek wonder wat ek die R500 in gekry, of, want ek loop nie met kontant aan my nie. En daarom dink ek, maar wat het ek die baie kilo's aangehad? Want dis nou, ek moet nou in die tydperk probeer dink. En terwyl ek besig is om so te loop en dink en goed, toe kom het by my op, toe sê die Here, jy raak geld nie altyd nodig gehad, jy het vandag nodig. Ek sê, dis waar, Here. En daarna kom het by my op. Ek het nie daarna gesoek nie, maar ek het gekry, toe ek het nodig het. Jy gaan baie keer jou antwoorde kry. Jy gaan baie keer Jesus kry. As jy nie daarna soek nie. Maar op die regte tyd sal hy kom. Jou hand vashou en sê, mooi so by goeie en getrouwe dienstig. Amen.